Goeiedag julle en welkom by nog 'n episode. Hallo pappa. Hallo my kind, was lanklaas hier gewees, né? Okay, Rosie so. Ja, die spinnerakke beginne nou erg Ja. toeweef. Goed, so ek het 'n nuwe vraag vir pappa. Ek wil weet, die Bybel sê vir ons dat ons moet heilig wees soos die Here. Nou, hoe kry ons dit reg? Ek meen, ons kan nie soos die Here wees nie. Ons kan nie eers in sy teenwoordigheid wees nie. So heilig is hy en jy sal dood neerval as jy hom sien, net sien. So, hoe kan ons as mens dan heilig wees soos die Here? Hoe leef ons dit uit? Ja, dit is 'n moeilike vraag. Dit is 'n goeie vraag. Want ek meen hy gee vir ons die opdrag in die Ou Testament en in die Nuwe Testament om heilig te leef. Maar ek is 'n sondige mens. Ek het geite, pappa, ek het geite. Ja, O, jy sien saam. ons almal het, ons is mens. So, wat beteken dit nou daai heilig? Wat beteken dit? En hoe lewe mense dit nou uit? Dis basies wat jy vra. Ja, Right. En God gee vir ons daai opdrag, maar dit is nie 'n opdrag nie. Dis eintlik 'n roeping aan die mens. Levitikus 19 vers 2. spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel en sê vir hulle, heilig moet julle wees, want ek, die Here julle God, is heilig. Dis die Ou Testament daai. Dis Ou Testament nie, hè? Dit staan in die Nuwe Testament ook. 1 Petrus 1 vers 16. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Ja. God sê, wees heilig, want ek is heilig. Nou, hoe kan ek heilig wees? As 'n sondige mens, né? Ja. Wat beteken dit om heilig te wees? Dis 'n moeilike ding. Ek sal sê, dit is 'n roeping van God. 'n Roeping om God te weerspieël. Om meer soos God te wees, of probeer, om God se wil na te strewe. Ja. Om in 'n wêreld vol sonde eenkant te wees van die sonde in die sondige wêreld, né? Om eenkant te wees vir God se doel in jou lewe. Om God se karakter sigbaar te maak in hierdie sondige wêreld. Met ander woorde, dat mense as hulle jou sien, iets van God sien, iets van Jesus sien. Ek dink dit is die beginpunt van heiligmaking, wanneer jy so lewe dat mense kan sê, daai man is 'n man van God. Maar ek dink ook nie dis altyd maklik nie. Dis letterlik om stroom op te swem tussen al die visse wat aan 'n kant toe swem. Dit is Ja, nie altyd maklik. ja, want ek meen, dit is om jouself, eenkant is dit van die sondige in die sondige wêreld, nie die sondige wêreld nie, maar jou eie sondige natuur. Ja, Die Hebreëse woord vir wat hier gebruik word is kadosh. Right? okay. Met 'n Q. Ek weet ek is nie Hebreëus nie. Right, ek praat liewer Russies. En die Griekse woord is hagios. Okay. Right. En beide hierdie woorde beteken om afgesonder te wees. Sure. In hulle kerndeel. Ja. Right. So wanneer God sê wees heilig, want ek is heilig, dan beteken hy jy moet jou afsonder van die wêreld vir my. Ja, Dis moeilik, dit is. né? Maar ons kan nie heeltemal soos God wees nie. Daar's nie 'n manier nie. Daar's nie 'n manier nie. Nie ek nie. Nie ek nie. Daar is seker 'n paar pastore wat dit kan doen, maar nie ek nie. Right, gaan of my na Jesaja 6 vers 3 toe. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Hoor mooi, dit is nie net heilig nie. Hy's heilig, heilig, heilig. Hy vra net vir ons om heilig te wees. Ja,
Ons kan nie heilig wees nie, want God is so heilig, hy kan nie sonde aansien nie. Ja. So jy sê, jy sal dood neerval in die teenwoordigheid van God, want so heilig is hy. Right. Hierdie herhaling, hierdie heilig, hierdie herhaling dui vir ons op die ongeëwenaarde. Jy kan nie naby dit kom nie, die ongeëwenaarde onderskeid en heiligheid van God. Ja. Right. So, God sê vir ons moet heilig wees, maar ons weet, ons kan nie so heilig soos God wees nie. Ja. Ons moenie by daai punt kom waar jy dink jy kan soos God wees nie. Nee. Of jy kan God wees nie. Jy verstaan? Nee. Heiligheid bestaan uit 3 dele uit. Right? Die eerste ene is heiligheid as 'n posisie. Okay. Right? Met ander woorde, wie jy is in Christus. Jou posisie, wie jy is in Christus. Okay. Dis die eerste deel, die eerste been van die 3 bene van heiligheid. So jy moet verstaan wie jy is in Christus. Lees vir my daarso Filippense 1 vers 1 en Hebreërs 10. Hoop ek dit reg. Filippense 1 vers 1. Paulus en Timoteus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met die opsieners en diakens. Aan al die heiliges. Met ander woorde, hulle is klaar heiliges. Ja. Want hulle is in Jesus. Ja. Right. Hebreërs 10 vers 10. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmal. Ja. Deur die offer van Jesus Christus is ons heilig. Right. Gelowiges is dus klaar heilig verklaar. Ja. Right? Daar sê hy vir ons is heilig deur die offer van Jesus, né? En hy skryf van hulle aan al die heiliges. So, daar's nie eens 'n tweede denke daaroor nie. Right? So met ander woorde, gelowiges is reeds heilig verklaar, né, deur die werk van Christus. Wat hy net een keer aan die kruis gedoen het. Ja. Hy hoef dit nie elke keer te doen, elke Paasondag nie. Maar ons is dus heilig klaar. So jy moet klaar, dis nommer 1, dis die eerste been. Right? Die eerste been is, ons moet besef dat ons eintlik klaar heilig is. Dis nie te sê ons lewe dit nie. Ja. Right, maar deur Christus sien God ons dis as heilig. Right. God sien jou as heilig in Christus. Heiligheid begin nie in jou werke nie. Ja. Dit wat jy doen of nie doen nie. Wat ons dink, ek moet nie dit, ek moet nie dat, ek moet nie dit, ek moet nie doen, ek moet nie sus, ek moet nie so nie. Om heilig te wees. Ja. Dis goed om daardie dinge ook te doen, maar jy moet die besef hê hierbo, jy's reeds heilig deur Christus, wat genade is. So heiligheid begin nie by jou werke nie, maar by God se genade. Ja. Right? As ons dit het. Right. En dan die tweede deel, die tweede been. Heiligheid as proses. Goed, ons het nou heiligheid gehad, né? As posisie, wie jy is in Christus. Nou heiligheid as proses, want dit bly 'n proses in 'n mens se lewe. Ja. Right? Heiligheid as proses, met ander woorde hoe jy groei. Right. Hebreërs 12:14. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Jy sien, jy moet die vrede najag, maar jy moet ook die heiligmaking najag. Alhoewel ons klaar heilig is in Christus, moet ons heilig leef. So jy moet die heiligmaking najag. Ja. Alright, Filippense 2:12-13. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Dis God wat in ons werk. Right? Dis nie my werke nie. Ons moet dit weet. Ek gee my oor aan God en God werk in my. Ons word dus opgeroep
om voortdurend heiligheid na te streef. So ons moet daarna streef, né? Om in die praktyk te word wat ons reeds in Christus is. Ja. So ons het dit nou in die eerste been ons is reeds in Christus. Daarom is ons heilig, maar ons moet daardie proses nastreef. Ons beywer vir dit. Jy weet wat ek bedoel? Kyk mooi daai. Ons werk, met ander woorde ons doen daai proses, maar God werk in ons. Ja. Right? So dis is nie net ek nie. Dit is God ook. Dit is genade bo werke. Ja. Verstaan jy? Ja. Want ek kan nie al my werke of al daai werke as die heiligheid of die heiligmakingsproses definieer nie, want dis nie net my werke nie. God werk ook in ons, in my. Ja. Right. Heiligheid is 'n samewerking met die Heilige Gees. Ja. Om te luister na daardie fyn, sagte stem van die Heilige Gees. Moenie daai nie. Onthou, staan een kant van die sondige wêreld. Ja. Right. En die Heilige Gees gaan vir jou sê, daai's verkeerd, pappa. Daai's verkeerd wat jy nou wil doen. Moenie nou uit jou karry klim in die taxi ou wil gaan staan en oriënteer nie. Een teenoor die res, teenoor nie. Ja. Ja. Die Heilige Gees gaan vir jou, dit is die proses van heiligmaking, né? Hoe jy groei. En dan die derde been. Die derde been, ek het gesê daar's 3 bene, né? Heiligmaking as 'n bestemming. Met ander woorde, wat jy sal wees, wat kom. Alright. 1 Johannes 3 vers 2 en 3. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Ja, en ons gaan wees soos hy is. Hoe is hy? Heilig. Heilig. Ja, verstaan jy? So, ons moet ook die derde been. So, eerste been is, wees ons in Christus, right? Hoe sien God ons reeds? Die tweede been is, hoe groei ek? Met ander woorde, ek moet daarna strewe. En die derde been is, wat ek sal wees op die einde van die dag. Heilig soos wat hy is, wat ons sal soos hy wees. Ja. Right. Ons moet daarna streef, om nou te leef, in die lig van wie ons eendag sal wees. Ja. Jy moet met daardie visie leef. Ja. En as jy met daardie visie leef, dan vermy jy, soveel jy kan, asseblief, die sondige natuur. Nou is jy besig met heiligmaking. Nou is jy heilig. Nou leef jy heilig, want jou God is heilig. Ja. Verstaan jy dit? 'n Praktiese voorbeelde van hoe om heilig te lewe. Ek dink dit is nogal iets wat 'n mens sal, ja, alles nou teorie, maar hoe werk dit in die praktyk? Jy weet, eerste een sal ek sê, deur afsondering van sonde, soos ek jou gesê het, hè. Ja. Staan aan die een kant van die sondige en die sondige wêreld en die sondige natuur van die mens en die sondige wil van ons moet dit so doen of nie so doen nie. Kom ons gaan toi nou, né? Dit is, ek wil nie praat oor toi en daai goeders nie, maar dit is nie. Right? Ek gee nie om wat se regte, waar dit is nie. Right. Romeine 12 vers 2. Lees hom vir my. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Jy moenie gelyk word aan hierdie wêreld nie, maar jy moet daarna streef om te weet wat is God se wil in dinge, in die lewe. Né? 2 Timoteus 2:22. Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Ja, sien, vlug van dit af. Jy sien dat, en dit is nie daai geloof en liefde en daai goeders nie. Hierdie ding is nie dit nie. Vlug van dit. Gee pad van dit. Ja. Hou jou een kant van dit. Dit
is heiligmaking. Dit is heilig lewe. Heiligheid vereis 'n bewuste keuse. Ja. Jy maak bewustelik keuses in die lewe soos wat dinge gebeur in die lewe. Omstandighede, situasies ontpop. Maak jy moet die hele tyd, dis 'n bewuste keuse die hele tyd. Ja. Dis 'n bewuste keuse om weg te bly van dit wat God teenstaan. Dis nie passief nie. Jy kan nie passief wees nie. Ja. Om in heiligheid te lewe is 'n bewuste ding. Verstaan jy? Ja. Ja. Right. Die tweede ding is deur toewyding aan God. Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Sien, jy moet jou toewy, jou hele liggaam, jy moet jou alles toewy aan God. Maar jy sien, al hierdie goeders kom almal basies neer op dieselfde boodskap. Bly weg van die sondige. Ja, en jy het die Heilige Gees in jou, die stemmetjie wat vir jou sê wat reg en verkeerd is. Ja. So jy moet gehoorsaam Ja. wees. Heiligheid is om jouself aan God oor te gee. Jou tyd, jou liggaam, jou gedagtes, amper sê ek gedigte. Jou gedigte ook. Ja, want dis ook maar jou gedagtes, né? Ja. Jou gedagtes, jou begeertes, jou alles, jou hele menswees, jou hele wese moet jy aan God oorgee. Right. Ja. Dis die tweede ene, né? Toewyding aan God. Right? Die derde ene, deur die woord, die Bybel. Right? Johannes 17:17, hier bid Jesus nou oor sy amper sê profete, oor sy apostels, oor sy disippels. En Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. God vra, heilig hulle in u waarheid. En wat is die waarheid? U woord is die waarheid. Right. So Jesus bid vir die heiligmaking van sy disippels. Die middel is die woord van God. Die Bybel vorm ons denke en herskep ons begeertes. Dit vorm ons denke en dit herskep ons begeertes. Skielik het jy nie meer die begeerte om daai dinge te doen nie. Jy het lekker gedop saam met die pelle. Nou sien die pelle dop en dan nee. Ja. Sien dat jy dink jy's beter as hulle. Nee, is net jy het nie meer die begeerte om dit te doen. Ja. Jy verstaan? Right. Nou, die vierde ene. Jy het dit genoem, deur die Heilige Gees. Right? Want die Heilige Gees werk in ons, daai sagte stem van God wat sê, moenie. Romeine 8:13. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Hoor jy? Jy moet die werke van die liggaam, die sondige natuur moet jy moet hom, jy gaan nie altyd wen nie. Nee. Maar dis hoekom dit 'n bewuste keuse is en volgende keer dan Probeer jy weer. Aanhouer wen. Ja. Right. Galasiërs 5:22-23. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Right. Ek praat nou van die wet, maar dis deel van heiligmaking ook. Al daai dinge, lees hulle, noem hulle net weer op. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ja. Dis die vrug van die Gees. Maar dit is ook die proses van heiligmaking. Dis wat ons gaan help om nie Presies, as jy daarin lewe, verstaan jy? Gaan jy die heiligmaking ingaan. Ja. Verstaan jy? Heiligheid is nie net wilskrag nie. Né? Dit is die vrug van 'n lewe wat deur die Gees gelei word. Ja, dis baie. Dis nie die vrug van die Gees nie, maar dis ook die vrug van die lewe wat deur die Gees gelei word. Ja. Right. Die
Volgende een is deur naaste liefde. Ja. Right. Dis 'n baie belangrike. Natuurlik, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. En so lief het Jesus ons gehad. Om Dat sy hy- lewe vir ons te gee. Presies, dis die liefde. En dis die liefde wat God van ons verwag. Ons naaste liefde. Nie so wat ons lewe nie. Ja, nee. En veral in hierdie moderne tyd, waar elkeen sy eie beeldjie wil blaas en sy eie geregtigheid wil aan die groot klok hang en al daai goedes en dis ek en dis hoe ek voel en Me, bla bla myself bla. and I. Ja, me, myself en Irene. I. Ja. Dit is die teenoorgestelde van dit wat streef na heiligmaking. Ja. Right. Levitikus 19 vers 18. Nou, ons het Levitikus 19 gelees waar en dit was die opdrag, wees heilig want ek is heilig. Right. In daardie selfde hoofstuk, vers 18. Lees dit vir my. Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Moet jou naaste lief hê soos jouself. Jesus herhaal dit Matteus 22:39. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Right. Maar wat die groot ene van jy moet God lief hê, die tweede gebod, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dis in daai selfe hoofstuk wat God sê wees heilig want ek is heilig. Hier gee vir jou 'n bietjie uitdruk van hoe jy moet jou naaste lief hê soos jouself, soos wat God ons lief gehad het. Right, maak dit uit. Heiligheid is nooit bloot privaat nie. Ons wil dit graag, privaat, maar dit beteken nie jy moet dit gaan uitblaker op die strate nie. Dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken seker om deursigtig te lewe. Om deursigtig te lewe, ja. Want jy is deel van 'n gemeenskap. Ja. Right. En in liefde te leef in daardie gemeenskap, né? Right. Jesus sê dit is die tweede groot gebod, né? Ja. Right. Goed. Met ander woorde, 'n heilige lewe is 'n liefdevolle lewe. Ja. Dis deel van om heilig te wees. Dis 'n liefdevol, nie haatdraand nie kwaadsprekerig nie skinder, nie aggressief nie. Staan terug. Liefdevol, né? Ja. Dis deel van, maar dit bly by daai deel van om weg te bly van die sondige. Ja. Right. Want hy daardie ander dinge, die skinder, die haatdraandheid, al daai goed is dis 'n sonde en daaruit kom sonde. Ja. Right. Die volgende een is deur gebedslewe en gemeenskap. Jy kan nie alleen die wêreld deur nie. Nie almal is soos jou pa nie. Jy het meer 'n Christen nodig. Want hulle sê dalk iets op 'n manier waar jy dalk net gesukkel het om dit te verstaan in daai lig en hulle kom en sit net daai lig hier. Ja, een ou wat alleen lê kry koud, maar twee saam word warm. En 'n 3-dubbele tou breek ook nie maklik nie. Presies, daai gemeenskap en daai goedes, Ja. right. Deur gebedslewe en gemeenskap. Gebedslewe eerste, 1 Timoteus 4 vers 5. Want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. Ja. sien? Woord van God, ons het dit al behandel, en gebed. Right? Dit is deel van die proses van heiligmaking. Wanneer jy met God praat, wanneer jy die Bybel lees, al daardie tipe dinge. En dan sê hy ook in sy teenwoordigheid. Dan sien jy teenwoordigheid en dan deponeer hy deur sy Heilige Gees 'n ander jy, 'n beter jy apart gesit, eenkant gesit Ja. van die wêreld. Right, Hebreërs 10:24-25. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Jy sien, ons moet daai gemeenskap hê met ander mense. Lees net die eerste deeltjie van die vers weer. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Ja, jy sien, ons moet mekaar aanspoor. Dis deel van die proses. Right? Ja. Daar waar 'n broer wil val. Sê, hey broer, wag. Moenie nou kwaad word vir die ou nie. Ja. Tel tot 10. Dan tel ek in 10. Maar nou ja.
So met ander woorde, 'n heilige lewe word nie in isolasie geleef nie. Ja. Right? In die gemeente moet daar wederwysige aanmoediging wees. Ja. So, ja, wees heilig, want ek is heilig, maar ons moet mekaar help in die proses van om heilig te leef. Jy kan nie op jou eie nie. Dit beteken nie om te oordeel en te sê dit wat jy nou doen is verkeerd nie. Help net die persoon reg en sê, ek dink nie dit is God se wil as jy nou hier en hierdie doen nie. Maar jy's nie die een om te sê, ja, jy's verkeerd en Dit is hoe jy dit Dis hoe jy aanspreek. dit aanspreek. Ja. Sonde bly sonde, dis hoe jy dit aanspreek. As jy dit uit hooghartigheid en beter weet, daai lelike manier van shame jy. Ja, ja. So, kom ek help jou. Ja. Kom ek help jou op. Dit is eintlik, ek dink dit is nie die regte manier hierdie nie. Kom hierdie of so, doen dit liewer so. Ja. Dit wat jy nou daar doen, dit gaan die gevolge hê. So, dis nie uit daardie hoogmoedige geestesverwantheid nie. Ja. Want dan pleeg jy sonde. Ja. Want jy is nie beter as daai volgende persoon Nee, jy nie. is nie. Jy is nie. Jy het weer jou eie ander sondetjies. Right. Goed. Die volgende een is deur die oog op Christus te hou. Ja, jou wenpaal is die Here. Ja, wees heilig want ek is heilig. So jy moet heeltyd die wenpaal, jy moet streef daarna om soos Christus te wees. Ja. Right? Hebreërs 12:2. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Ja, ons moet die oog hou op Jesus, né? Die leidsman. Die leidsman. Right. 1 Petrus 2:21-22. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Sy voetstappe navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. So, die eerste versie sê, ons moet ons oog op hom hou, en die tweede versie sê, ons moet sy voetstappe navolg. Streef om soos hy te Ons wees. streef om soos hy te wees. Christus is die finale, né, standaard vir heiligheid. Ja. Right? Hy is die finale standaard wat ons nastreef vir heiligheid. Ons moet leef, ons moet streef om te leef soos Jesus, om te wees soos Jesus. Om heilig te leef is om in sy voetspore te loop en te leef soos hy. Right? En hy het geen sonde gehad nie. Ja. Nou ja, dit is nou die praktiese maniere wat ons dit doen. Dit het vir jou sin gemaak. Ja. Goed. So, maar dit moet ook gedoen of geleef word, nou, uit liefde, nie uit 'n wettiese plig nie. Jy moet onthou, dit gaan nie oor werke nie. Dit gaan nie oor wat ek doen, hoe goed ek dit doen en ek doen nie dit, ek doen nie dat, ek doen nie sis en ek doen nie so nie. Ja. Want dit gaan nie oor werke nie. Alhoewel jy dit moet doen, verstaan jy? Moet jy besef dit is genade. Right? Dit is nie 'n wettiese plig nie. Dit is nie 'n wettiese plig nie. Dit is 'n roeping, Ja. nie 'n opdrag nie. Wanneer God sê wees heilig, want ek is heilig, roep hy ons tot heiligmaking. Right? Maak dit weer sin. Dit is 'n roeping. Eerder as jy dit sien as 'n opdrag. Ja. Gaan we na 1 Johannes 4 vers 19 toe. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Jy sien, dit kom eerste van God af. Right. En dan Johannes 14:15. As julle my lief het, bewaar my gebooie. Right. Dis deel van die heiligmaking, né? Bewaar sy gebooie. Sit jou een kant van en streef na om soos Jesus te wees. Ja. Right. Om heilig te wees is 'n uitnodiging, nie 'n wettiese las om te dra nie. Dis 'n uitnodiging. Ja. Dit is nie 'n perfeksionisme nie. Dit is nie hoe goed jy nie dit of dat doen nie, of hoe goed jy dit en dat doen nie. En dit gaan ook met die hart wat jy dit doen. Jy moet dit opreg doen. Ja. Anders beteken dit niks nie. En dit is nie perfeksionisme nie. Dit help nie, perfeksionisme is 'n sonde. Right. Dis nie perfeksionisme nie, maar 'n lewenslange pelgrimstog. Dis 'n
lewenslange ding wat jy elke dag moet nastreef en doen. Hy bewuste wat ek van gepraat het, né? Ja. Dis 'n lewenslange pelgrimstog om meer en meer soos Jesus te wees. Ja. En dit is eintlik maar die slotsom van heiligmaking. 'n Lewenslange pelgrimstog om elke dag meer en meer soos Jesus te wees. Ja. En hoe is Jesus? Liefde. God is liefde. Right? So jy moet daardie liefde hê wat baie keer moeilik is vir die mense daar buitekant. Maar dit daar so leef jy heilig. Ja. Het ek hom geantwoord? Ja, dit was 'n baie mooi uiteensetting en ek dink ons almal verstaan nou hoe dit is om heilig te lewe. Dis 'n daaglikse besluit wat jy gaan moet maak elke liewe dag. En as jy vandag val, probeer môre weer. Niemand is perfek nie. Niemand gaan ooit net reg kan lewe nie. Ons lewe in 'n sondige natuur, ons is so gebore, maar ons moet streef om anders te wees as die wêreld. Ja. Ons moet die lig in die donker wêreld wees. Ja. Ja. Ja, alles jy net 'n vuurhoekie. Ja, Sulke. vuurhoutjie maak lig in 'n donker vertrek. Ja, jy weet, een boom kan 'n miljoen vuurhoekies produseer. Maar een vuurhoekie kan 'n miljoen bome ook aan die brand steek. Dis waar. Ja. Dankie dat julle saam geluister het. Dankie pappa se moeite. Ek dink pappa het dit baie mooi geantwoord. En tot 'n volgende keer sê ons Maranatha.